Die behoefte aan vryheid en onafhanklikheid is 'n behoefte wat so oud is soos die mensdom self. Dit is dan ook die vernaamste rede waarom honderde Kaapse koloniste besluit het om in 1836 en 1837 die Kaapkolonie in georganiseerde trekgroepe te verlaat en elders 'n heenkome te vind. Vry van die beklemmende wette en maatreëls van 'n Britse bewind. Die groot trek het sy beslag gekry. Hierdie voortrekkers of boere sou voortaan 'n leidende rol in die geskiedenis van Suid-Afrika speel. Soos dit hier in 'n vries in die Voortrekkermonument in Pretoria uitgebeeld word. Die leier van een van die trekgeselskappe was Piet Retief. Hy was reeds 56 jaar oud toe hy as hoofkommandant en gouverneur van die trekkers verkies is. Op grond van die positiewe berigte wat hulle oor Natal ontvang het sy trekgeselskap besluit om die Drakensberg oor te trek en hulle daar te gaan vestig. Retief was inderdaad ingenome toe hy en 'n paar manskappe in Oktober 1837 met 4 waans vooruitgetrek en met hulle oortog oor die Drakensberg die pragtige Natalse landskap aanskou het. Die visie en ideale wat hy gehad het van 'n onafhanklike trekkerrepubliek in Natal kan in Koert Steinberg se standbeeld van Retief voor die Geloftekerk in Pietermaritzburg onmiskenbaar afgelei word. Retief doen eerste aan by Port Natal, die huidige Durban. Hy is daar vriendelik deur die ongeveer 60 Britse setlaars ontvang. 2 struikelblokke is reeds oorkom. Die Drakensberg kon oorgetrek word en die groepie Britse setlaars het inderdaad sy aankoms in Natal verwelkom. Maar daar was 'n derde struikelblok. Dingaan, koning van die Zulus. Hy het in 1828 sy halfbroer Shaka vermoor en in 1829 verhuis na 'n nuwe hoofkraal om Gongonhlovo, plek van die olifante, ongeveer 20 kilometer suidwes van die huidige Ulundi. Hierdie stad is later, op grond van verskillende bronne en getuies, deur verskeie persone geskets of geskilder. Dingaan het 'n goed georganiseerde Zulu-staat en 'n gedigte leer van Shaka geërf, en ook die steun geniet van die aanvoerders wat deur Shaka opgelei is. Om die gebeure by Bloedrivier duideliker te verstaan, is dit nodig om 'n idee te kry van die Zulu se aanvalstegniek, wat deur Shaka verfyn en deur Dingaan oorgeneem is. Stel jou voor die bors, kop en horings van 'n bees. Dit was die 4 taktiese eenhede van die Zulu leer. In elke eenheid was daar omtrent 4000 krygers. Dit wil sê 'n totaal van 16000 krygers, omtrent dieselfde aantal Zulus wat die Bloedrivierlaar aangeval het. Die 2 horings het bestaan uit die jonger en meer voortvarende krygers, die 4-pote met wit en bruin beesvel skilde, wat gewapen was met tot 4 werpassegaaie. Hulle het eers op die vyand afgestorm. Hulle omsingel en konsternasie gesaai met hulle werpassegaaie wat hulle tot 50 meter ver kon gooi. Teoreties gesproke kon hulle 24000 tot 32000 werpassegaaie op die vyand laat neerreën. Die kop het bestaan uit die ouer en meer ervare krygers, die ringkoppe. Hulle sou dan vorentoe storm en met hulle steekassegaaie kontak met die vyand maak. Die 4de eenheid was die bors of reserve, wat ook uit ervare krygers bestaan het. Hulle het agter die kop aangetree om hulle te ondersteun en ook te verhoed dat die krygers in die kop nie terugval of vlug nie. Teen ander swart stamme was hierdie aanvalstegniek baie effektief. Dit is egter 'n ander saak of dit bestand was teen die berede voortrekkers, hulle voorlaaiers, 'n waalaar en 'n krygstegniek wat nie so rigied was nie, maar ook afhangende van omstandighede op eie inisiatief staat gemaak het.
Toe hy nog in Port Natal was, het Retief aan Dingaan 'n boodskap gestuur dat hy hom kom besoek om oor 'n grondgebied vir die voortrekkers te onderhandel. Min het Retief besef dat hy met 'n sluw en agterdogtige man te doen sou kry. 'n Man wat selfs nie geskroom het om sy eie familielede om die lewe te bring nie. Op 5 November 1837 het Piet Retief se oë die eerste keer op Umgungundhlovu gerus. Hierdie toneel, waar die stad geleë was, is uit die noorde geneem. 'n Paar opgeboude hutte is op die agtergrond sigbaar. Retief is hartlik deur Dingaan ontvang. Of so het dit voorgekom. Die onderhandelings het waarskynlik ook vlot verloop. Dingaan het ingestem om die gebied suid van die Tugela rivier tot aan die Mzumvubu rivier en vanaf die Drakensberg tot aan die see, wat Port Natal sou insluit, aan die voortrekkers af te staan. Hierdie gebied was maar eilbevolk, want Shaka het die meeste swart stamme in hierdie gebied doodgemaak of verwilder. Die meeste Zulus was dus buitendien in die gebied noord van die Tugela rivier gekonsentreer. Maar Dingaan se verkoopprys was vreemd. Vir die stuk grond moes Retief die beeste terugbring wat 'n swart kaptein, Sikonyela, konsuis van Dingaan sou gesteel het. Retief het maar te gredig beloof om dit te doen, want sy ideaal van 'n vrye voortrekkerrepubliek met 'n eie hawe het inderdaad nou 'n werklikheid begin word. Saam met die diewe. Ek sal van my beeswagters saamstuur. Hulle sal die beeste ken. As jy dit doen, sal ek vir jou grond gee. Die onderhandelings is klaar. Ons sal ons deel van die ooreenkoms nakom. Kom ons gaan. Maar eers moes hy terug na sy mense gaan, wie se waans in hierdie stadium op 'n plateaugebied duskant die Drakensberg, genoem Kerkenberg, gestaan het. Die trek het aan beweeg gekom. Retief sou op 12 November verjaar en sy dogter Deborah het op die dag sy naam met groen verf op 'n plat klip in die omgewing geverf. Dit kan tans nog besigtig word. Die tog bergaf het op 14 November 1837 begin. Berigte oor die sukses van sy onderhandelings met Dingaan het ook ander trekgroepe bereik en hulle het hul ook nou na Natal begewe. Onder andere die trekgroepe van Gerrit Marits, A.H. Potgieter en Piet Uys. Daarna het Retief weer teruggekeer na sy laar en vrywilligers gevra om hom na Dingaan te vergesel. Die beeste moes formeel oorhandig word. In Retief se bladsak was die akte van oordrag, of beter bekend as die traktaat van die beloofde grondgebied wat deur die voortrekker se sekretaris Jan Bantjes in Engels opgestel is. Dingaan moes nog net teken. Piet Retief en 69 man, onder wie sy seun, asook 30 bediendes of agterryers, verlaat die trekkers op 25 Januarie 1838. Hulle sou nooit weer terugkeer nie. Retief het op 3 Februarie 1838 Dingaan se stad vanuit die weste genader. Die akte van oordrag is deur ene Halstead, 'n Engelsman van Port Natal, wat Zulu goedmagtig was en telkens as Piet Retief se tolk opgetree het, aan Dingaan verduidelik. Na vele vrae en verduidelikings het Dingaan die akte van oordrag onderteken. 3 trekkers en 3 hoofraadgewers van Dingaan het as getuies geteken. Dit kon Retief gewees het wat die name van hierdie raadgewers op die akte van oordrag geskryf het. Toe het die feesvierings begin.
Die Zulus het weer met hulle danse begin. Daar was egter 'n ongemak onder die trekkers. 'n Mens kan jou indink dat Retief en sy manskappe maar op hulle lippe moes byt oor die feestelikhede, want 'n Sondag was vir die voortrekkers 'n gewyde dag. Maar Retief wou nie in hierdie stadium met die getekende akte veilig in sy sak die argwaan van Dingaan op die hals haal nie, en hulle moes maar belangstellend toekyk. Heelwat historiese neem Retief kwalik dat hy ten spyte van die waarskuwings van sommige van sy eie mense, die Britse setlaars in Port Natal en die sendeling Owen, steeds geglo het dat Dingaan se bedoelings opreg was. Retief was ook daarvan bewus dat die grondgebied wat hy verkry het, reeds deur Dingaan aan die Britse setlaars in Port Natal beloof is. Maar sy ideaal van 'n veilige en onafhanklike trekkerrepubliek was so te sê verwesenlik, en hy was haastig om na sy mense terug te keer. Retief wou al die maandag 5 Februarie vertrek het, maar toe laat Dingaan hulle weet dat hulle hom eers die volgende dag, 6 Februarie, moet kom groet. Soos die gebruik was, is hulle gewere en perde buite die stad gelaat. Op Dingaan se bevel, maak dood die towenaars, is Retief en sy manne oorrompel, met rieme vasgemaak en na KwaMatiwane, 'n heuwel net buite die stad gedra en met vegkieries doodgeslaan. Hierdie heuwel het nie Shlomo Amabutu geheet, soos baie geskrifte beweer nie. Die 30 bediendes moes dieselfde lot deel. Wat het Dingaan beweeg om hierdie verraderlike daad te pleeg? Vele redes word genoem. Dit bly egter 'n feit dat Dingaan die trekkers, wat in groot getalle sy land binne gekom het, gevrees het. Hulle oorwinning oor Msidikas, Matabelis, en die onskynlike gemak waarmee hulle Sikonyela oorrompel het bloot sy wantroue jeens die trekkers versterk. Hy sou die blankes in sy land nou met een slag vernietig. Die moord op Retief en die mobilisering van Dingaan se magte die volgende dag is alles deur die sendeling Owen dopgehou. Sy woning was teen 'n heuwel net buite die stad. Alhoewel Dingaan hom sy veiligheid verseker het hy kort daarna sy goed opgepak, hom na Port Natal gehaas en die land verlaat, om nooit weer terug te keer nie. Die nag van Saterdag 17 Februarie 1838 word die niks vermoedende voortrekkers in die omgewing van die huidige Estcourt, Colenso en Wenen deur die Zulus aangeval. Gelukkig kry sommige laars betyds die tyding van die aanval en word die Zulu-mag tydelik gestuit. Maar die skade was reeds gedoen. Al die vee is weggevoer. 282 voortrekkers en 250 bediendes sterf. 'n Afdeling van die Zulu-mag het ook Port Natal aangeval en alles daar vernietig. Die Britse setlaars het vroegtydig gaan skuiling soek op 'n skip in die hawe en sodoende die dood ontkom. Na Retief se dood het Gerrit Marits, Piet Uys en A.H. Potgieter as leiers van die voortrekker in Natal na vore getree. Op 6 April 1838 word 'n kommando onder Uys en Potgieter by die Mteleni-berg deur die Zulus in 'n hinderlaag gelok. Piet Uys en sy seun sneuwel en Potgieter en sy manne moes vir hulle lewens vlug. Daarom sou hierdie ekspedisie voortaan as die vlugkommando bekend staan. Die voortrekkers het Potgieter van lafhartigheid beskuldig. Hieroor het hy hom so vererg dat hy besluit het om met sy mense terug oor die Drakensberg te trek. Later sou hy 'n belangrike rol in Transvaal of die latere Suid-Afrikaanse Republiek speel. Op 13 Augustus 1838 loods die Zulus hulle aanslag op Gatslaar, ook bekend as Veglaar, langs die Boesmansrivier by 'n diep kloof of holte, vandaar die naam, wat 'n natuurlike verskansing gebied het. Maar hierdie keer was die trekkers voorbereid. 'n waalaar met alle openinge versper deur doringtakke
was nou maar eenmaal die enigste manier om 'n aanval af te weer. Eers op die 3de dag kon slegs 75 weerbare manne daarin slaag om die Zulus te verdryf. Dingaan was nie baie in sy skik met die vertoning van sy ervare krygers by Gatslaar nie, en hy demoveer hulle tot die linkerhoring van jong rekrute. Dit was vir hulle 'n groot vernedering en hulle sou iets moes doen om weer Dingaan se gunst te wen. Hou dit in gedagte. Gerrit Marits sterf op 23 September 1838. Met Potgieter wat weggetrek en Uys wat gesneuwel het, was die voortrekkers nou leierloos. Maar 'n voortrekker-deputasie het reeds in Augustus 1838 in Graafrenet aangekom en 'n bekende en gesiene man gevra om hom by die voortrekkers in Natal aan te sluit. Die man was Andries Pretorius. Hy word feitelik onmiddellik as hoofkommandant van die voortrekkers verkies. Pretorius het ook nie op hom laat wag nie, maar ook onmiddellik begin om 'n kommando militêr op 'n moontlike aanval deur die Zulus voor te berei. 5 dae daarna vertrek 'n kommando van 57 waans en 400 man in 'n noordoostelike rigting na Umgungundhlovu. Hulle sou nou die offensief neem en Dingaan in sy aanvalle stuit. Langs die pad sluit nog weerbare manne met hulle waans by hulle aan. Die idee van 'n gelofte aan God het by Andries Pretorius ontstaan. As God hulle oorwinning oor die vyand sou gee, sou hulle 'n kerk tot sy eer oprig en hulle nageslag sou die oorwinningsdag gedenk deur dit aan God te wy. Op Sondag 9 Desember 1838 is Laar by die huidige wasbank getrek. Sarel Silje het tydens die oggenddiens die gelofte as 'n afsluiting by sy gebed ingesluit. Die gelofte is daarna daagliks herhaal tot 15 Desember 1838. Afgesien van die gelofte het Pretorius ook 'n streng gedragskode ten opsigte van eensgesindheid en gevegsoptrede vir sy manskappe neergelê. Die kommando het hierdie terrein, ongeveer 30 km suidwes van die huidige Vryheid, vanuit 'n heuwel in die weste, wat later as Vegkop bekend sou staan, genader. Hulle het die helling afgedaal en gevorder tot by die Nkomo-rivier. Sommige waans, die waans het in 4 geleedere getrek, was al deur die rivier toe die verkenners terugkeer en sê dat hulle die hoofmag van die Zulus by Nkoto omtrent 20 km daarvandaan gewaar het. Die Zulus sou dus dieselfde aan die Laar kon bereik. Pretorius het dadelik beveel dat die waans moes terugtrek oor die rivier. Met 'n kanonskoot het hy al die verkenners teruggeroep. Hulle het effens na die suide beweeg en waar die bronswaans nou staan, het hulle Laar getrek. Die trekkers was so geoefen dat hulle binne 1 uur 'n Laar kon trek. Pretorius het met 300 man uitgetrek om die Zulus te konfronteer, maar het besluit om dit af te las omdat dit reeds namiddag was en die volgende dag ook 'n Sondag sou wees. Dit was takties gesproke die regte besluit. 'n Konfrontasie met die Zulus in die oop veld sou, soos die ervaring geleer het, 'n waagstuk wees. Maar kom ons bekyk eers die Laar en omgewing van naderby. Die Laar is getrek met 64 waans. Dit sou 'n omtrek van ongeveer 400 meter gee. Omtrent die omtrek van 'n atletiekbaan rondom 'n rugbyveld. En 'n deursnee van ongeveer 65 meter. Met 10 osse per wa was daar 650 osse in die Laar wat met rieme aan steekpenne in die grond vasgemaak is. Die osse was uitsonderlik mak en seker redelik gewoond aan die knal van gewere en kanonne. Na skatting was daar ook ongeveer 750 perde. Die mannekrag het bestaan uit 464 trekkers, insluitende 3 Britse setlaars, ongeveer 100 Christen Zulus wat saam met die setlaars gekom het, 100 agterdrywers en nog ongeveer 120 anderskleuriges. 'n Totaal dus van ongeveer 800 man.
Slegs die trekkers en die 3 Britse setlaars sou aktief aan 'n geveg deelneem. Die ander sou die vee versorg of help om die gewere en kanonne te laai. Die openinge tussen die waans was ongeveer 2 meter breed. Dit is toegemaak deur veghekke wat op Pretoria se versoek vervaardig is, nog voordat hy by die voortrekkers aangesluit het. Hy het geweet dat daar nie altyd doringtakke op die terrein sou wees om al die openinge tussen die waans te vul nie. Daar is ook veghekke tussen die voor- en agterwiele van die waans geplaas. Die veghekke is aan die waans vasgeketting. Hierdie veghekke sou keer dat die vyand nie die laar binnendring nie. Die grofgeskut het bestaan uit 3 kanonne. Een by die hoofingang aan die noorde kant, een aan die noordweste kant en een aan die ooste kant. Die kanonne is spaarsame gebruik, want dit het baie kruit gebruik wat meer effektief deur die voorlaaiers, gelaai met lopers, benut kon word. Die hoofingang aan die noorde kant is gesluit deur 2 waans wat ingeswaai was met die dusselbome aan die binnekant van die laar, sodat die hoofingang maklik oop en toegemaak kon word deur slegs die 2 waans vorentoe of agtertoe te stoot. Hier het die kanon gestaan wat bekend was as Ou Griekie, wat op 'n onderstel van swaar ysterwiele gemonteer was en nie op 'n wa-as met wa-wiele nie. Op wa-wiele het die kanon die vuil manier gehad om agteroor te swaai as dit afgevuur word. Ou Griekie kan steeds besigtig word in die Voortrekkermonument in Pretoria. Hier is dit op wa-wiele gemonteer wat dit makliker maak om die kanon te trek. Die kanon aan die noordweste kant het die bynaam Weeskind gehad, omdat so baie kinders, so word beweer, weesgelaat is nadat hierdie kanon afgevuur is. Hierdie kanon en Ou Griekie is gelaai met skroot, stukkies potyster of klippe en kon 300 tot 400 meter verskiet, maar was veral vernietigend op korter afstande. Die kanon aan die ooste kant was Pretoria se kanon. Dit was 'n 3-ponder, met ander woorde, dit kon slegs 'n ronde koel van 3 pond, ongeveer 1,4 kilogram afvuur. Afhangende van die lading kruit, kon dit ongeveer 1500 meter verskiet. Die groot staatmaker van die voortrekker was egter sy geweer, wat 'n pangeweer of voorlaaier was. Dit het as 'n Sanna bekend gestaan. Die voorlaaier was egter nie altyd betroubaar nie. Die kruit in die pannetjie het gou water getrek en dan het dit nie ontbrand nie. Nat weer het die situasie ook net vererger. Hou dit ook in gedagte. Voorts het die loop gou warm geword en moes nou ongeveer 10 skote eers afkoel en selfs ook uitgespoel word om die aangebrande kruit te verwyder. Die trekkers het tussen die waans gestaan en skiet, omtrent 8 man by 'n opening. Elke trekker het gewoonlik 3 of meer voorlaaiers gehad en met helpers om te laai het die skote redelik gou op mekaar gevolg. Te perd was dit moontlik om tot 4 skote per minuut te skiet, mits die voorlaaier telkens gevuur het. Buite om die laar is sweepstokke aan die waans vasgemaak en lanterns is aan die punte gehang. Alhoewel die vlammetjie maar flou was, sou 'n mens tog in die donkere bewegende gestalte naby die waans kon opmerk. Die vlam kon ook die korrel van die voorlaaier verlig. Was dit toevallig dat die kommando op 'n terrein moes land waar daar aan die suidekant van die laar 'n diep donga of sloot was met walle wat oorspronklik meer as 4 meter hoog was? Was dit ook toevallig dat hulle aan die ooste kant van die laar 'n rivier kon hê, wat oorspronklik breër en voller gevloei het, met 'n sekoeigat wat dieper as die lengte van 'n sweepstok was? Dit was natuurlike verskansings of hindernisse. Sou dit, in die woorde van Sarel Silje, die Here in sy heilige voorsienigheid kon wees, wat werksaam was en hulle toevallig op hierdie terrein kon laar trek? Die laar was aan sy ooste kant nie te na aan die rivier nie, omdat dit gereën het en die gebied moerasagtig was. Die gebied was oorspronklik ook dig begroei met riete.
Aan die suidekant is die laar ook nie te na aan die Donga getrek nie, maar ongeveer 40 meter ver, sodat dit buite bereik van die werpassegaaie kon wees, indien die Zulus vanuit die Donga wou aanval. Die aand het die trekkers onder leiding van Sarel Silje 'n biduur gehou. Daar is saam gesing en gebid en die gelofte is die laaste keer herhaal. Die Zulus moes al naby gewees het, want hulle het die trekkers hoor sing, maar hulle het dit as 'n geweeklaag geïnterpreteer. Toe het alles stil geword. Dit is onwaarskynlik dat iemand aan die slaap kon raak. 800 man het op die koms van die Zulus en 'n nagaanval gewag. Die Zulu-mag het net na middernag, dit wil sê op 16 Desember 1838, vanuit 'n suidoostelike rigting die laar genader. Die twee hoorns van die aanvalsmag het eerste verskyn. 'n Digte mis het die laar omvou. En al wat die Zulus kon waarneem was die flou geflikker van die lanterns aan die sweepstokke. Hulle het gemeen dat dit die voorvadergeeste is wat oor die laar waak. En anders as hulle normale optrede, besluit hulle om nie met 'n nagaanval voort te gaan. Dit was die eerste taktiese fout. Sou hulle die laar in die nag bestorm het, sou die voortrekkers maklik oorrompel kon word. Hulle voorlaaiers sou ook in die nat misweer nie kon vuur nie. Die linkerhoring, die afdeling wat naaste in die rivier was, besluit egter om op hulle eie die laar aan te val en te oorrompel met die idee dat hulle daardeur weer Dingaan se guns sou wen. Nog 'n taktiese fout. Hulle beweeg deur 'n drif in die rivier, ongeveer 600 meter suid van die laar, en gaan effens aan die weste kant om die Donga en beland in die gebied net wes van die laar. Maar toe verdwaal hulle in die digte mis. Dit het vir hulle gelyk asof die laar heeltemal verdwyn het. En aardig genoeg het die beeste en perde in die laar geen geluid gemaak nie. Enige geluid sou in die Zulus die posisie van die laar verraai het. Die trekkers kon in die laar die geskuifel van omtrent 4000 pare voete buite die laar hoor. Hulle kon selfs die vetgesmeerde lywe van die Zulus ruik. Uit radeloosheid neem die verdwaalde linkerhoring toe maar plaas in 'n halwe sirkel, ongeveer 100 meter diep en ongeveer 50 meter van die laar af. Die toneel was ingeklee, verseker die bekendste, grootste en mees unieke slag in die geskiedenis van Suid-Afrika. Toe die son opkom, lig die misgordyn binne 'n paar sekondes. Dit was 'n helder sonskyndag. 'n Ideale dag vir die pangewere en kanonne van die trekkers. Die trekkers moes net so verbaas gewees het om die ongeveer 4000 Zulus binne 50 meter van die laar te sien, as wat die Zulus verbaas was om die laar skielik voor hulle te sien opdoem toe die mis verdwyn. Toe die Zulus die bevel kry om te storm, begin hulle eers met hulle aanvalsdril deur op hulle skilde te slaan, te spring, te fluit en hulle krygskreet Usuthu aan te hef. Voordat die Zulus behoorlik spoed kon kry om hulle werpassegaaie te gooi, brand die trekkers los met hulle voorlaaiers en die weeskindkanon aan die weste kant en saai verwoesting. Laag op laag storm die Zulus, maar hulle uiters geslote geleedere en hulle dooie makkers is 'n groot hindernis. Die werpassegaaie dring nie die laar binne nie. Die geweldige aanslag van die voortrekkers kon hulle nie lank verduur nie. Sommige probeer skuilings soek in die Donga aan die suidekant van die laar, maar die trekkers beweeg aan die suidekant uit die laar en skiet van die wal af op die malende Zulus in die Donga. Honderde Zulus sterf. Dit was eens te veel vir die Zulus. Die wat in die Donga was, begin vlug na die suide en deur die drif waardeur hulle gekom het.
Die ander begin weswaarts oor die vlakte vlug in die rigting van Vegkop. Hulle word te perd deur die trekkers agterna gesit en nog honderde Zulus word gedood. Dit was dan die eerste fase van die geveg, wat omtrent van 6:30 tot 8 uur geduur het. Meer as 1000 Zulus het gesneuwel. Die voortrekkers het skaars tyd gehad om verheug te voel oor hulle aanvanklike sukses en hulle wapens en ammunisie in orde te kry, toe die res van die Zulu mag van die suidooste opruk en voor die Shogane hoogte stelling inneem. 16 aanvoerders het effens verder noord versamel. Toe die regterhoring sien hoe hulle broers, die linkerhoring in die stof byt, het hulle afgestorm na die rivier. Hulle kon egter nie deur die rivier nie, en die trekkers het hulle buitendien vanaf die oorkantste oewer met die voorlaaiers gepeper. Terwyl die geveg by die rivier aan die gang was, het Pretorius beveel dat sy kanon aan die ooste kant van die laar op die koppie gerig moet word, waar die aanvoerders versamel het. Dit was amper 2000 meter ver. Daar is klippe onder die kanon gepak om dit hoogte te gee, 'n dubbele lading kruit is gebruik en die skoot is afgevuur. Daar word beweer dat die dood van die aanvoerders die Zulu mag totaal ontwrig en gedemoraliseer het. Dit is ook al skoot wat hierdie kanon tydens die slag afgevuur het. Dit het heeltemal omgeslaan. Die regterhoring kon nie daarin slaag om van die ooste kant die rivier reg oor die laar oor te steek nie. En hulle swenk nou suidwaarts in die rigting van die drif onderkant die Donga. Hulle word gevolg deur die kop en bors wat aan die laarhange van die Shogane saamgetrek was. Hulle beweeg deur die drif, om die Donga en kom ook aan in die gebied wes van die laar. 'n Ruk het verloop tydens die geveg by die rivier en die Zulu se laaste beweging. Dit kan beskou word as die einde van fase 2 van die geveg. Hoeveel Zulus van die regterhoring by die rivier gedood is nie bekend nie. Die derde fase sou die hoofaanval wees. Die mag wat nou op die laar toegesak het, was omtrent 12.000 man sterk. Die regterhoring het onmiddellik vorentoe gestorm en met hulle werpassegaaie aanval op die laar uitgevoer. Hulle is egter, net soos die linkerhoring, telkens teruggedryf deur die geweer- en kanonvuur van die voortrekkers. Daar het groot verwarring geheers. As 'n aanval misluk het die ouer regimente, die kop en bors, hulle makkers uitgeskel en dikwels probeer om deur hulle geleedere te storm. Die voortrekkers wou ten alle koste verhoed dat die Zulus 'n ruskans kry of moontlik moes gaan sit en wag vir die donker. Hulle ammunisie het ook begin min raak. Om 11 uur het die Zulu se aanvalle begin afneem. Hulle het begin onttrek en Pretorius het met 150 man uitgery om hulle in 2 kampe te verdeel. Die Zulus wat ooswaarts gevlug het probeer om deur die rivier te kom, maar hulle is in die stroom deur die voortrekkers doodgeskiet. Die Nkomo rivier het rooi geword van die bloed van ongeveer 1000 Zulus. Daarna het dit as bloedrivier bekend gestaan. Meer as 3000 Zulus het gesneuwel en slegs 3 trekkers is beseer, onder wie Andries Pretorius wat 'n assegaaaiwond in sy linkerhand opgedoen het. Die agtervolging is voortgesit deur die rivier en toe noordwaarts in die rigting van Shogane Ntabana. Die groep wat links uitgeswenk het weer suidwaarts om die Donga na die drif geswenk en toe ook in 'n noordelike rigting gevlug. Hierdie gebied sou later Mtambo, die vlakte van Bene, heet. Die trekkers het hulle 3 ure lank agtervolg. Laatmiddag het almal teruggekeer laar toe. Die slag van Bloedrivier was verby. Pretorius se kommando sou hierna as die Wen-kommando bekend staan. 'n Dankdiens is in die laar gehou en dit kan as die eerste herdenking van die gelofte beskou word. Die volgende oggend, 17 Desember 1838, is die laar opgebreek en die trekkers het in 'n suidwestelike rigting na Umgungundlovu begin trek. Op 20 Desember 1838 nader hulle Umgungundlovu. Maar Dingaan het sy stad aan die brand gesteek en met sy volgelinge in 'n noordwaartse rigting gevlug. Dingaan is verslaan, maar nie die Zulus nie. Andries Pretorius en sy voortrekkers maak op 22 Desember 'n gruisame fonds op KwaMatiwane
waar hierdie monument staan wat in 1922 opgerig is. Die beendere van Piet Retief en sy manne. Hulle het Retief se geraamte erken aan stukkies klere en sy waterbottel en bladsak. In die bladsak was die akte van oordrag wat Dingaan onderteken het. Nog heeltemal ongeskonde. 3 dae later was dit Kersfees. Maar dit was maar 'n droewige Kersfees vir die voortrekkers. Op die dag het hulle die beendere van Retief hulle net onderkant die koppie begrawe. Die graf is in 1920 gerestoreer en hierdie grafsteen of gedenkteken is toe aangebring. Die volgende jaar, 1839, het die voortrekkers die Republiek Natalia uitgeroep oor die grondgebied wat Dingaan aan die trekkers oorgedra het. Vereers was die behoefte aan vryheid en onafhanklikheid bevredig en kon aandag aan die nakoming van die gelofte geskenk word. Die een deel van die gelofte, dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, is reeds in 1840 nagekom toe die voortrekkers hierdie geloftekerk in Pietermaritzburg in gebruik geneem het. Die geloftekerk kan vandag nog besigtig word. Die gevels en voorportaal is in 'n latere stadium aangebou. Reeds op 16 Desember 1866 is hierdie klipstapel in die middel van die Waalaar geplaas toe 'n groep mense met ongeveer 50 ossewaans op die terrein byeengekom het om die slag van Bloedrivier te herdenk. Die aanwesiges, wat onder meer bestaan het uit voortrekkers en 'n Zulu-vegter wat aan die werklike slag deelgeneem het die klippe gestapel op die plek waar die middelpunt van die oorspronklike laar ongeveer was. Maar wat van die ander deel van die gelofte? Dat ons die oorwinningsdag elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring en dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin sal deel. In die jare wat na die slag gevolg het, is 16 Desember onder vele gemeenskappe as 'n Sabbatdag gevier. Die dag was vanaf 1910 as Dingaansdag bekend, maar as gevolg van besware teen die naam is dit in 1952 na Geloftedag verander. Na die verkiesing in 1994 het die nuwe Suid-Afrikaanse regering die vakansiedae hersien om alle bevolkingsgroepe se behoeftes in ag te neem. Daar is onder meer besluit dat 16 Desember voortaan as Versoeningsdag bekend sou staan. In baie Afrikaner gemeenskappe word 16 Desember steeds in die gees van die oorspronklike gelofte, wat vanaf 9 tot 15 Desember 1838 afgelê is, op plekke soos die Bloedrivier erfenisterrein en by die Voortrekkermonument in Pretoria gevier. Maar oor die jare het verskillende weergawes van die slag van Bloedrivier die lig gesien. Sommige historici betwyfel dit selfs of die slag van Bloedrivier ooit plaasgevind het, terwyl ander van mening is dat die voortrekkers se oorwinning 'n wonderwerk was. Die laaste woord oor Bloedrivier is nog nie gespreek nie. Maar hoe dit ook al sy, die besondere betekenis van 16 Desember sal vir baie Afrikaner gemeenskappe nie ongedaan gemaak kan word.